Maar ook vandag se program, uitsending met Elizabeth nou hier, sal ook op Potgooi uitgaan. Nou het ek verskriklik baie gepraat, maar ek wil dan met vir jou sê, goeiemôre, en gaan dit goed met jou? Môre is dit. Ja, nee, hoorie, dit gaan goed, baie dankie. Ek is bly. Ja, en ek is eintlik so, as ek hierdie goed van Andrew Murray lees, dan wat gebeur, dan staan in my hart hierdie dankbaarheid, dat die Here vir ons so 'n voorloper gegee het in die geskiedenis. In ons geskiedenis. Ja. En hy is nou al meer as 100 jaar oorlede, maar sy nalatenskap in die land het 'n geweldige effek met rimpels gehad. Nie net in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd is daar mense wat besef dat Andrew Murray het 'n geestelike aar raak geboor in sy bediening, ontdekking van wat die Here vir sy kerk wil gee. Sure. En hy het dit ontgin, so ver as wat hy kon. Daar's natuurlik baie goed waaroor hy nie gepraat het nie, en wat nie in sy leeftyd aandag geverg het nie. So, maar dit wat hy wel gepraat het, is vir ons 'n geweldige ding om te kan bou. En ons was nou besig om te praat oor Andrew Murray se effek as 'n kerkleier in die land. Ons het vir die eerste ruk het ons net so deur sy pad gestap. En ons het nou laas gepraat, vorige keer gepraat oor die geweldige uitdaging wat hy gehad het toe hy vir 2 jaar nie kon praat nie. Die genesing wat hy beleef het toe iemand vir hom gebid het in Londen, en sy ontdekking dat die Heilige Gees nog steeds die gawes bedien, soos wat dit gebedien was in die boek van Handelinge aan die eerste kerk. En dan sy besef dat 'n groot deel van die verlies van hierdie kennis is toe te skryf aan die ongeloof wat in die kerk ingekruip het. Deur eeue en deur goed wat gebeur het en deur sienings van mense, en dat hy wys ons gedurig terug na die woord. So, want die woord is die waarheid, en die waarheid is in die woord. Nee? Ja, en elke keer as Andrew Murray 'n openbaring kry oor iets, dan gaan grawe hy in die woord, en ons moet onthou, in Andrew Murray se tyd was daar nie 'n Thompson's Chain Reference of 'n Bible app waar jy al die skrifte gou-gou kan gaan opsoek nie. Jy moes dit self in die Bybel gaan soek, en jou eie skrif wat sê mens met mekaar maak, hierdie skrifte praat alles hieroor. So jy moes dit gaan grawe uit die woord uit. En daai grawe is 'n baie goeie proses vir jou. Dis amper soos iemand wat sy eie groente by sy huis plant. Gaan haal dit in die tuin en maak dit gaar en eet dit. Ja. Dan weet jy wat is in wat het jy nou gekry, want dit kom uit die bron. En Andrew Murray het veral gesê, mense moenie net boeke lees van persone wat die Bybel gemediteer het en die kern daarvan uitgehaal het. Nou lees jy dit het waarde. Maar die grootste waarde van om in die woord self dit te lees, is dan nie daar nie. So hy het gesê, moenie net die boeke lees van mense nie, want almal het maar 'n rigting waaruit hulle die woord beskou. Of 'n teologiese agtergrond, of een of ander iets, of jy dat jy ervaring gehad het, en weet so nou is dit jou hoofding, en dan vergeet jy maar wat van al hierdie. So dis eintlik baie goed as 'n mens in 'n gemeente is waar jy oor die woord kan praat ook. Ja. En sê maar wat staan hier, en daar's natuurlik vandag soveel leringe beskikbaar vir ons om te luister, maar nie alle leringe is nuttig nie, want dit gooi jou van een hoek na 'n ander hoek, maar jy moet konstant uit die woord drink. En dis presies hierdie wat hy nou die volgende gedoen het, nadat hy nou die Sondagskool ding geskryf het oor hoe beland mense Sondagskool, en die onderwysers van Sondagskole wat maar gewone lidmate is, aanbeveel het en te sê, jy moet die kinders uit die woord leer. Kinders moet van kleins af uit die woord geleer word, en hulle moet geleer word om skrif te memoriseer.
En so gaan hy toe oor en hy stig saam met 'n klomp ander mense, stig hy 'n Bybel en bid vereniging. So lyk vir my, dit was vir hom nou die ding om mense te kry om dit te gryp. Dis nie, hy preek nie net daaroor nie, maar hy doen. En maak vir hulle 'n paadjie hoe om dit te doen. Ekskuus, dit is nou al letterlik in die laaste kwart omtrent van sy lewe, né? Ja, dit is net nadat hy teruggekom het na die genesing gekry het. 1883. Sjoe. Toe, dit is nie net hy alleen nie, dis klaar mense saam met hom, hy stig 'n bidkring, en dit het 'n onberekenbare seën vir die Afrikaner bevolking, of die Hollandse bevolking, wat daai tyd nog genoem was, in Suid-Afrika gebring. Die belangrikste doel van hierdie vereniging was om die kerk aan te moedig tot gereelde, daaglikse Bybellees en gebed. So die doel is toe, dat hulle 'n almanak uitgee, waaraan die stukke wat gelees moet word vir elke dag, ons sal dit vandag sê, lees die Bybel deur in 'n jaar, dan kry jy sulke stukkies so, het hulle daar aangegee, en daarin is daar ook onderwerpe van voorbidding genoem, vir 'n hele jaar vooruit gewerk al. Wow. En nou moet jy by die vereniging aansluit. Jy gaan nie net sommer die goed kry nie. Daardie tyd het elke lid 'n shilling betaal per jaar, ek weet nou nie wat was 'n shilling nie, sê maar R1. Soos die getal lede toegeneem het, het hulle begin om 'n boekie uit te gee, van 200-300 bladsye, en dis 'n baie bekende boekie, en sy naam is Uit die Beek. Okay, daai naam is bekend. Ja, en daar's baie mense wat daai boekie so nuttig gebruik het. Ek onthou, selfs toe ek groot geword het, het ons die boekie in die huis gehad. En dit was 'n baie klein begin, maar dit het so gegroei dat Andrew Murray iemand moes aanstel om die werk te doen. En hy stel toe 'n kollega van hom aan, Dominee J.J.T. Marquardt. En binne 'n paar jaar was daar 20,000 lede op hierdie bidvereniging. Nou moet jy weet, die bevolking, die Afrikaanse bevolking of die Hollandse bevolking in Suid-Afrika was nog nie miljoene mense groot nie. Nee. Wow. So dit word nou, die vereniging besluit ook, maar hulle gaan nie net bly by hierdie boekie nie, hulle gaan boeke wat mense kan laat geestelik groei, uit Engels en uit Duits en Nederlands vertaal en deur hierdie vereniging in die land instuur. So hulle gebruik natuurlik mense wat geweldige goeie vrug het op die boeke wat hulle geskryf het. Hulle het die aangehaal, byvoorbeeld soos die lewe van MC Vos, wat ek nog nooit van gehoor het nie. En baie getuienisse en biografieë van mense wat die Afrikaanse bevolking wat op die platteland is, wat 'n droogte het aan bekendstelling van hierdie goed, met groot vreugde ontvang. En in vele huise word hierdie boeke nou gelees, en dit het bygedra dat die plattelandse bevolking sê, maar ons wil meer boeke hê. Geef vir ons meer boeke. Dit was nie beskikbaar op daardie stadium in die land nie. So dit het 'n ontploffing teweeggebring van mense wat net gewone boeke ook skryf. En veral dan nou vir kinders natuurlik ook. Ekskuus, ek is mos 'n prentjiesmens. Nou sit ek net en dink, op daardie stadium was die skoolopleiding al van so 'n aard dat daar baie meer mense was wat kon lees, né? Ja, hulle het nou mos hard gepoog om Christen onderwysers op te lei. Die vrouens by Huguenot College en die mans by Normaal College in Kaapstad. Ja. So hulle het gepoog om in elke dorpie 'n onderwyser te sit wat vir die kinders kan help. Onder die plattelandse mense natuurlik was daar ook klein plaasskooltjies. En ek bring dit te berde om te sê ons moet verstaan wat die mense se omstandighede was. Ja. Ons leef in 'n land waar daar so baie skole is, maar dit was nie beskikbaar nie. En ek dink daar was baie volwassenes ook veral wat nog nie kon lees nie, né? Ja, en die hele siening van Christelike onderwys was dat om vir kinders wat in agterlike omstandighede groot geword het, geskoolopleiding te gee, dat hulle iets met hulle lewens kan doen
Net soos vandag, daar's baie kinders wat nie hierdie geleentheid kry nie en dit gaan oor die skool wat jy ontvang. Dit was nie staatskole nie. Dit was kerkskole. Sjoe. So die kerk het 'n skool geplant en 'n onderwyser voorsien en dan het hulle stuur vir opleiding en dan het hulle die onderwys begin en vir kinders blootgestel aan goed soos geografie en geskiedenis en al die vakke wat kinders nie van geweet het nie. Het hulle dan vir die kinders vertel. Natuurlik ook al die vakke byvoorbeeld wat hulle by Huguenot College geleer het, is kookkuns, hoe om 'n huis te bedryf en al die normale praktiese goed wat kinders behoort te weet. Om hulle net uit die agterlike omstandighede te lig. Nou wil ek net sê 1883 was net na die eerste Anglo-Boereoorlog wat hier in die noorde plaasgevind. So hy was politieke goed wat in die land ook gebeur het terselfde tyd. En so Andrew Murray skryf toe nou 'n paar boeke uit hierdie fokus wat hy gehad het op gebed. So hierdie onderwerp van gebed het hom nou beet. So hy skryf een van sy eerste boekies daaroor is Met Christus in die skool van gebed. En die boekie is vandag nog beskikbaar. Ek het 'n PDF by my, maar die Engels is beskikbaar With Christ in the School of Prayer. Jy kan hom by enige Christelike boekwinkel koop. En hy begin eers met 'n preek. Hy bevestig 'n leraar en sy boodskap is die leraar is 'n man van gebed. Toe het hulle 'n leraarskonferensie. En ek dink dit is so 'n fantastiese ding. En hy preek by hierdie konferensie 'n boodskap uit Jesaja 61 vers 6 oor die priesterlike gebedslewe. En aan die einde van die preek maak hy 'n ernstige beroep op sy broeders in die amp om saam met hom 'n belydenis te doen. Nou as 'n mens dit nou doen, dan word jy mos nou daaraan gehou. So hy sê, ons bely saam, ek glo aan die heilige priesteramp, wat die volk wat aan God behoort, ook priesters maak. Dus ek is ook 'n priester, met die gesag om as voorbidder tot hom te nader deur gebed. Die gebed vermag veel en ek gaan seën ontvang om uit te deel aan die verlorenes rondom my. Ek glo aan die krag van die dierbare bloed van die lam, om alles, selfs die skaduwee van 'n wolk oor my lewe, waardeur my vrymoedigheid verhinder sou word, weg te neem, dat ek in volle versekering van geloof kan weet, God hoor my gebed. Ek glo aan die salwing van God se Gees, wat ek daagliks van my hoëpriester ontvang om my te heilig, en in my priesterlike amp vir my vol te maak van liefde vir siele, my te leer wat ek moet bid, en my te versterk om aanhoudend en gelowig in gebed na hom toe te gaan. Ek glo dat soos die Here Jesus my alles is in my lewe, is hy ook my waarborg vir my gebedslewe, dat hy my optrek na hom toe om een met hom te wees en deel te neem aan sy heilige werk van voorbidding. In hierdie geloof gee ek my opnuut aan God oor om as een van sy gesalfde priesters, as die leiers van 'n gemeente, na hom te nader met die nood van die wêreld, in die gebed in die geloof dat die gebed wat ek bid geseën sal word omdat ek dit in sy naam bid. Mag God my daartoe help. Dan haal hy die skrif aan hom wat ons lief gehad het en van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons konings en priesters gemaak het vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Nou het Andrew Murray met die leraars by die konferensie hierdie belydenis gemaak en hulle tel die saak van gebed op in die land en hulle begin bid. So dit wat jy nou alles gelees het, ek het gesien jy lees dit. Elisabeth, kan ons dit nie op Radio Kansel se Facebook of ergens plaas? Ja, ons kan. Dat stuur dit asseblief vir my. Dan gaan ek kyk wat ons waar ons dit kan plaas. Want ek dink regtig dit is iets, jy sien, ek het geluister na jou, maar ek kan klaar nie onthou wat dit nie eerste 2 sinne gestaan nie.
Ja, want ons gaan graag hierdie belydenis self wil doen. Natuurlik. Want ons is almal priesters Ja. en almal van ons doen voorbidding. Ja. Nee, asseblief stuur dit vir my en ek beloof ek sal laat weet waar ek dit geplaas het. Ja, Ja. goed. So die boekie wat hy toe nou skryf oor met Christus in die skool van gebed, loop sy hele lewe en nou hy het nog 30 jaar was hy in die bediening. Van daar af was dit nog nie in 30 jaar, hy het nog 30 jaar gelewe daarna. Hier aan die einde van sy lewe korrespondeer hy nog steeds met mense oor gebed. Hy korrespondeer met hierdie persoon is 'n eerwaarde W.A. Arthur, sy van naam is Arthur Cornaby van China. Die ou het 'n boek geskryf, Prayer and the Human Problem, wat handel oor die ware persoonlike interaksie of fellowship wat 'n persoon met God kan hê. Ek het nou gaan kyk of ek hierdie boek in die hande kry. Daar is nog tweedehandse gedrukte boeke, so ek gaan nou maar een vir my kry, want ek wil ook weet, hoe bid 'n mens oor die human problem? Genigtig. En hy skryf voorwoorde in boeke van mense soos byvoorbeeld Granger Fleming se boek van The Dynamic of All Prayer. All Prayer, een woord, dit was nou vir my interessant. Hy gee talle boekies uit in Hollands, wat natuurlik later vertaal is Afrikaans, wat handel oor die oproep tot meer gebed en om meer tyd in gebed te wy. Eendag bring iemand vir hom 'n nuwe boek wat uitgegee is deur 'n Engelse prediker, 'n bundel preke. So hy blaai dit oop, hy kyk in die vinhoudsopgawe en hy sê teleurgesteld, ag hier's nie eers een preek oor gebed nie, en hy gooi die boek neer. Geen belangstelling verder in hierdie boek getoon nie. So hy rig net voordat hy doodgaan, rig hy 'n gebedsunie op waarby Christene aansluit wat hulle self verbind om ten minste 15 minute per dag te wy aan die gebed vir ander en vir die uitbreiding van die koninkryk van God na alle wêrelddele. Na sy afsterwe staan die unie bekend as die Andrew Murray gebedsunie. En ek het maar net gedink, die geweldige krag wat hy het mos nou die ywer om ander mense aan te spoor om saam met hom in gebed na die Here toe te gaan. En daar word 'n krag in die land vrygestel wat herlewing stoot in die land. Evangelisasie absoluut onder die bevolking indra en sendingwerk. Ons gaan rukkie van nou af bietjie weer kyk na sy verdere betrokkenheid by sending en hoe dit effek gehad het op die land. En sy dryfkrag kom uit die feit dat hy die moderator is van die synode. En hy stoot hierdie goed wat hy leer en wat hy besef, dit het waarde vir Christene. Stoot hy na die hele land toe deur hierdie beweging van die NG Kerk. Die gekose leier wat opstaan as leier en leiding neem. Ja. Is dit nie amazing nie? Ja, Wow. absoluut. Hoorie Elizabeth, ja, maar hierdie boekie With Christ in the School of Prayer, jy sal vir ons help om dit in die hande te kan kry? Ja, Is dit moontlik? as mense PDF daarvan wil hê, ek het 'n PDF van al twee die boekies. So hulle kan vir my skryf en ek kan dit vir hulle aanstuur. En die Engelse boekie is beskikbaar, weet ek, in die omloop nog. Ek weet by ons ek weet Koem het van dit gehad. Weet nie of daar nog is nie, maar daar's nie meer Afrikaanse boeke beskikbaar nie. Okay. With Christ in the School of Prayer, Ja. Andrew Murray. Ja. Ja. So die Afrikaans wat bietjie oudtyds klink, is by my. Ek kan hom ook vir my vra, dan stuur ek dit vir hulle. Okay, baie dankie. Maar ons gaan nou eers musiek maak. En die keer is Leon Ferreira. En hy sing ongetwyfeld, en ek wil nou vir jou sê, dis vir my ongetwyfeld waar, dat Andrew Murray het waaragtig 'n groot skuif kom maak op die bodem van Suid-Afrika onder die mense van Suid-Afrika. Dit is die waarheid, ongetwyfeld. Leon Ferreira wat vir ons sing.